Met wie praat ek op Sondag aand? Baie welkom by my podcast en dankie dat jy saamluister en baie dankie aan almal wat my finansiëel ondersteun. Hierdie is die laaste Sondag in Julie en in Augustus vat ek 'n kort breek net om al die dinge weer 'n bietjie op 'n rytjie te kry en vooruit te beplan. Ja, so 'n podcast hou aan en aan en aan en dit werk nie altyd uit soos wat 'n mens dink dit moet uitwerk nie. So ek het besluit vir myself net 'n kort asempousetjie te gee, adempause noem hulle dit in Nederlands, om net op te kom en 'n bietjie vooruit te werk. Maar goed, vandag se gesprek is baie lekker, want dit gaan oor vakansie. Ek gesels met Beatrice Sinclair en ons praat oor hoe jy 'n vakansie moet beplan en veral waarom dit dalk nodig is om 'n agent in te kry om jou te help met jou vakansieplanne en waarom dit nog steeds 'n goeie en lekker bedryf is om in te werk as reisagent of reisadviseur. Lekker luister. Ek wil nou vir jou vra om eers te verduidelik wat jy doen. So ek is 'n travel counselor. Ek wil nie sê ek's 'n reisagent nie, want met die maatskappy vir wie ek werk, glo ons dat jy is nie net 'n masjien wat kwotasies uitdruk nie. Jy leer jou kliënte ken en jy kyk na hulle behoeftes en hulle belangstellings en daarvolgens kwoteer jy. So ja, ek beplan mense se vakansies oor die hele wêreld. En hoe het dit begin? Hoe het jy daarby uitgekom? Ek het na skool toerisme gaan studeer vir 3 jaar en toe as 'n reisagent begin en dit vir 22 jaar lank gedoen. En toe het ek 'n laatlammetjie gehad en ek het besluit ek wil bietjie meer van 'n hands-on ma wees met hierdie enetjie en ophou werk vir 'n goeie 12 jaar. En toe, jy weet, ek het byvoorbeeld my pa vir 22 maande versorg terwyl hy veelvuldige mieloomkanker gehad het en demensie en dit was nogal terrible. En in daardie tyd het my man 'n paar beroertes gehad en toe 'n baie groot hartaanval en ek het in die tuin gestaan van die hospitaal af gery en in die tuin gaan staan en gedink, wat doen ek nou? My ma bly by my, ek het nog 'n laatlam in die huis, jy weet, hoe lyk my volgende 20 jaar? Hy kan enige tyd iets oorkom, met 'n mediese geskiedenis is daar en ek moet nou weer iets vir myself begin doen. So baie planne in my kop gemaak en op die ou end besluit, weet jy wat, skoenmaker hou jou by jou lees. Ek weet ek was 'n baie goeie reisagent daai tyd en maar dit was moeilik want ek was 12 jaar uit die bedryf, so ek het gekyk na werksaangeleenthede, maar jy weet hulle almal het verwag dat ek nog op hulle ons noem dit 'n GDS, so dis 'n besprekingsstelsel waarop al die agente werk wat gelink is met al die lugrederye, maar ek het dit nie meer gehad nie. En toe het 'n vriendin vir my gesê, sy werk vir travel counselors, almal werk van die huis af. Daar's 2400 konsultante oor die wêreld, 'n hele paar in Nederland waar jy is. En ja, die proses begin. Dit was vir hulle 'n bietjie moeilik om my te aanvaar omdat ek so lank uit die bedryf was. En ek het toe hierdie vriendin begin help met besprekings en na 6 maande het hulle besluit hulle gaan my 'n go gee. So ek was 57 en in daai jaar se Augustus weer begin werk met ongelooflike ondersteuning van my kollegas van ons hoofkantoor in Manchester en in Kaapstad. En ja, dis nou amper 2 jaar later en dit voel vir my ek het by gebrek aan 'n Afrikaanse woord, I reinvented myself at the age of 57. So ek het baie lieflike kliënte, ek leer almal persoonlik ken, ek stap 'n pad saam met hulle as hulle reis en ja, ek staan elke oggend opgewonde oor my lewe. Ek gaan slaap elke aand doodmoeg, maar opgewonde oor my lewe. Life begins at, ek volgende jaar 60 en ek voel ek kan dit nog vir baie lank doen. Ek kan finansiëel weer selfstandig raak en ja, dis my pad. Ek wil nou eers by jou hoor, kom ons praat eers oor die bedryf self.
Was dit behalwe nou daai een ding wat jy nou nie meer op was nie, was dit baie anders as jare gelede toe jy nou weer begin het? Dit was in die sin van hierdie firma van my het hulle eie besprekingsstelsel wat ek basies hotelle, toere, besigtiging die hele wêreld oor kan bespreek sonder om op hierdie stelsel te werk. Mhm. En dan jy weet, reis het verander. Mense wat gereeld reis, soek meer autentieke ondervindinge nou. Hulle is na al die plekke toe, daar het baie nuwe lande oopgemaak wat toe ek laas in die reisbedryf was, mense nie kon nie gaan nie. Dis Jy weet, soos die waar, hele ja. Oos-Europa het oopgemaak en dis baie gewild. Boonbehalwe Kroatië wat almal ken, jy weet, daar's lande soos Moldova, Georgia, Slovenië, Slovakia. Jy weet, mense gaan baie Poland toe. Ek het op die oomblik kliënte wat 'n wonderlike reis in Poland doen. So daai ding het verander, meer vir jou premium tipe kliënt wat nou al redelik oral gereis het. Maar ook jong mense, jy weet, daar was altyd die Kontiki toer wat hulle kon doen, maar deesdae is daar ander maatskappye, onder andere G Adventures, hulle doen klein groepe en hulle doen in diepte reise in lande. So jy gaan en jy ervaar die mense van die land. Byvoorbeeld op hierdie toere het jy gewoonlik 'n 1 of 'n 2 nag oorslaap by mense aan huis, so jy leer die Oh, wow. kultuur ken. Jy weet, so selfs jong mense reis anders as jare gelede. Want ek dink nou by myself, jy weet, jy kan op Booking gaan en jy kan jou eie plekkies boek en om 'n vliegtuig te boek is ook nie so ingewikkeld nie. Wat is dit wat julle dan nou doen dat mense dit nog steeds gebruik? Dat almal nie sommer net hulle eie goed te doen nie. Weet jy, ons 'n voorbeeld was nou hierdie hele gemors in die Midde-Ooste. Jy weet, ons het baie kliënte gehad wat in daai tyd gereis het en wat moes reis binne die volgende 2 weke en vlugte is gestaak. So ons as agente is op die vloer met dit. Jy weet, ons help, ons kan hulle betyds waarsku as daar probleme is. Met hierdie spesifieke maatskappy vir wie ek werk, ons het 'n hulle noem dit 'n duty office wat 24 uur aan diens is. So ek het hulle al 4 uur in die oggend gebel, 11 uur in die nag gebel. Jy weet, hulle is hands-on, hulle help die passasiers terwyl hulle reis. So ons bied daai ding, as jy aanlyn bespreek het, baie mense het gekla, hulle het nie toegang tot die ligrederye nie. Ons het kontaknommers vir elke liefverriger en hulle verkoopsteenwoordigers het dag en nag gewerk. Ons hoofkantoor het ingetree. Ons het mense gehelp om addisionele akkommodasie te kry, om hulle vlugte op ander ligrederye te probeer kry. So mense dink altyd daar's 'n groot diensfooi betrokke om deur 'n agent te werk. Met hotelle en sovoorts toere vra ons nie ekstra nie, want die operateurs betaal ons. Ons basies is hulle bemarking. Maar vir vliegtuigkaartjies is daar 'n klein fooi, maar dis wat ons doen. Ons boek hulle in, ons is saam met hulle die hele pad. As daar gemors is, tree ons in en help. Jy weet, en dan byvoorbeeld, ek weet baie mense kyk op booking.com en dit werk baie goed. Die kliënte vir my wat heidaglik, wel hulle doen 'n massiewe toer deur die hele Europa, vanaf Wenen deur Slovakia, Czech Republic na Poland, het so 2 plekke self bespreek en daar aangekom en die plek het nie bestaan nie. Dit het ons ook al oorgekom, ja. Ja, jy weet, so met hierdie maatskappy vir wie ek werk, ons het natuurlik honderde duisende lyste van alle moontlike akkommodasie, maar elke liewe plek is gewet. En ons werk net met operateurs wat finansiële versekering kan gee. So as jy deur ons byvoorbeeld as agent bespreek, weet jy dat wie jy gebruik en by wie jy oornag, val onder ons finansiële sambreel. So as enigiets gebeur, as 'n hotel nie na wense is nie, sit ons jou na 'n ander plek. En dit kos jou niks nie, jy kry volle terugbetaling. So daai goedjies wat 'n reisagent doen, ek dink bring gemoedsrus. Jy weet, ek het op die oomblik mense wat in Frankryk is met 'n Midde-Ooste ligredery en op die oomblik is alweer 'n bietjie gemors aan die gang. Ja. Maar ons is bewus daarvan en ek is in kontak met hulle en jy weet, ons werk aan 'n plan. En dis daai ding, as jy aanlyn gaan, is jy so half onderhewig aan die ligredery se genade. En dit is maar die verskil wat 'n reisagent maak.
Nou, stel nou maar ek kom na jou toe en ek sê ek wil 'n reis gaan doen in Rusland. Ehm gee jy dan voorstelle van watter stede interessant is of hoe maak jy? Ja, dit ek kyk natuurlik eers na jou belangstellings, of dit 'n geskiedkundige is, of jy 'n foodie is en of jy hou van autentieke ondervindinge, jy weet, of dit wynplase is wat jy wil besoek, enige so ietsie. Ek op die oomblik is Rusland bietjie van 'n no-go. So as ons nou net na 'n ander land kyk, daar's Ja, ek het daar's bietjie bietjie daarvan vergeet. Sorry. Maar ja, so ons kyk na wat jou behoefte is. Jy weet watter tipe akkommodasie hou jy van 'n groot hotel, hou jy van meer 'n butiek tipe ondervinding, hou jy meer van gastehuise en daarvolgens beplan ek. So ek laat my lei deur wat my kliënt se behoefte is. En dan ons het jy weet AI is op die oomblik groot en as jy dit nie het nie is jy eintlik dom want jy moet toegang hê tot alles. So Mm. my maatskappy het vir honderde miljoene rande 'n AI-program aangekoop wat gelink is met al ons hotelle. So ek kan dit invoer. Alles is gedubbelcheck, so dis nie valse inligting nie en Ja, ja. daarvolgens kan ek 'n amazing reisplan vir iemand bespreek. So daar gaan baie werk in. Ek sit baie keer as ek nog nie, dit is onmoontlik om 'n agent te wees en jy was al oral in die wêreld. So daar is plekke waar ek nog nie was nie. Maar deel van die ondersoek is ek self gaan sit en kyk na YouTube en bestudeer lande en O kyk wat ja. is nice. Jy weet, so dis 'n kwessie van YouTube navorsing die AI gebruik om dan vir mense en dan motelle en toeroperateurs te gebruik wat ek weet finansiëel sekuur is en daarvolgens 'n reisplan uit te werk. En daar's genoeg mense, jy het genoeg besigheid. Ja, kyk, ek het begin met 0 kliënte. Jy kan dink na soveel jaar. Ja. So bemarking is baie belangrik en dan word of mouth. Jy weet, dis hoekom ek moet jou sê ek het verskriklik baie kliënte wat weer terugkom na my toe en ek het baie wat vriende en familie verwys na my toe. En omdat jy 'n persoonlike verhouding bou, jy weet, ek gaan al huise toe. Ek glo jy moet aan jou kliënt ook teruggee. So ek gee vir hulle 'n geskenkie voor hulle weggaan. Ek bedank my kliënte vir verwysings deur 'n voucher van 'n nice restaurant. Jy weet mens, jou kliënte betaal jou baie geld en ek voel 'n deel van daai geld moet ek terugploeg aan my kliënt. So ja, dit is maar dis word of mouth, Mm. 100%. Ek is nie in 'n winkel waar mense verbystap in my kantoor sien nie. So ons almal werk van die huis af en Ja. ja, dis maar belangrik, diens, jy weet. Ja, ek dink dit van die huis af is natuurlik ekonomies baie meer haalbaar, né, as wat jy so fancy dancy kantoor iewers in een of ander inkopiesentrum het. Ehm daai goed kos baie geld om te onderhou. Dit is so en ek moet jou sê daar is baie maatskappye wat nog steeds kantore het, maar ook van hulle personeel werk aanlyn van die huis af. Die lekker ding met aanlyn van die huis af, is ek bepaal my eie ure. Ek het 3 klein kinders, so as ek besluit ek wil vanmiddag bietjie met hulle tyd spandeer, dan spandeer ek met hulle tyd. As ek in die aand tot 11:00 wil werk, dit is my eie tyd, jy weet. So ek begin party oggende 6:00 werk, ek begin party oggende 9:00 werk. My tyd is my eie en ek kies ook my kliënte. Jy weet jy kan op 'n punt kom wat jy jou kliënte kies en jy het 'n oop en eerlike verhouding met hulle, so hulle weet baie keer my ma is siek, ek moet deur hy Vrystaat toe en hulle aanvaar dit, maar dan kan ek in Harry Smit aankom en vanaand tot 11:00 werk. Ja, wat jy het iets gesê oor die Kontiki toere en so. So is die advies en goed wat jy gee ook bekostigbaar vir jonger mense wat dalk 'n kleiner inkomste het? Definitief. Ek het nogal toevallig my kliënte is half die premium kliënte en dan het ek gesinne van hier by die 40 en dan het ek 'n hele paar jongetjies wat of op honeymoon gaan of hulle wil net gaan reis en so goedkoop as moontlik en ek het toegang tot al daai goedkoper hotelle ook. Hmm. So natuurlik kyk ek altyd vir 'n prys, jy weet want hulle wil liewer goedkoper bly maar meer geldjies hê om te spandeer waar hulle gaan. So ons kyk daarna, ek reël vir hulle goedertjies, ek kyk altyd dat 'n hotel ten minste 'n 88%
positiewe review het. Jammer vir al die Engelse woorde, maar ek werk baie ja. in Engels. Jy weet, so ek kyk daarna en ek maak seker dat die plek waarheen hulle gaan nie gaan sleg wees nie. Partykeer het ek 'n bietjie van 'n het 'n krisis. Ewe skielik het die hotel intussen verander. Ek het 'n arme jong meisietjie gehad, 'n vriendin van jou se dogter, wat in Ho Chi Minh City aangekom het in die hotel. Toe sy daar aankom, toe sit 'n kamer per uur, sit 'n tipe situasie. Maar Ek weer onthou daai eens, storie, ja. maar weer eens kon ek my duty office bel en hulle kon dadelik raad gee en haar help om by 'n ander plek uit te kom en jy weet dat sy net gevoel het iemand is, sy's nie heeltemal alleen nie, iemand is in beheer. So ons doen die hele wye veld, ja. Dis fantasties, né? Want ek kan my nou voorstel as jy dit nou by Booking gedoen het en jy kom daar aan en die hotel bestaan nie meer nie, dan het jy eintlik wel jy kan Booking bel en jy kan met Booking beklei, maar Booking gaan jou nie baie help nie. Werk nie, Dit ja. weet ek ook nou al. Dan is dit regtig lekker om te weet daar's iemand wat ek kan bel wat vir my die probleem kan oplos, né? Ja. En dis regtig waar ons inkom en ek meen ek bel Manchester dan en onmiddellik, jy weet, hulle is op die foon as dit so is dat hulle my nie in die hande kan kry nie, daar's 'n noodnommer wat hulle kan skakel wat hulle dadelik deurvat na ons duty kantoor. Jy weet, so ja, dis daai ek is in 'n vreemde land, ek is 'n solo traveler en hulle het my 24 ure 'n dag net 'n WhatsApp of 'n oproep ver, jy weet, en dit tel baie punte. Is dit behels jou werk dan ook dat jy partykeer daar van hierdie bestemmings toe kan gaan om te gaan kyk hoe dit daar lyk? Ja. Dis so lekker. Ek voel soos 'n regte brat, maar ek was hierdie jaar 3 keer al Mauritius toe, maar om na verskillende hotelle te gaan kyk. En dit maak dit baie makliker om vir kliënte regtig raad te gee. Jy leer jou kliënt ken en jy weet watter plekke gaan werk vir hulle en watter nie. So jy weet, dan kan jy met vrymoedigheid sê ek dink hierdie plekke gaan vir julle werk en ek gee 'n paar opsies en ek het almal persoonlik gesien. Ek het daar oorgebly of ek het daar middagete gehad wat gehous is deur die bestuur van die hotel. So ja, ons doen dit en dan het ek 'n wonderlike bucket list tick-off reis wat ek in September gaan doen Indië toe. Wow. Ja, waarna dis 'n 10 dag reis deur Indië. Waar ek nog nooit was nie, so weer eens, ek reis sodat ek aan my kliënte 'n baie meer ingeligte diens kan gee. Vertel 'n bietjie van Mauritius. Ek was nog nooit daar gewees nie. Is dit 'n lekker vakansiebestemming? Weet jy, dis 'n wonderlike vakansiebestemming in veral in vir Suid-Afrikaners, maar natuurlik het hulle baie Europese kliënte ook. Maar as jy die alles insluitende pakket vat, weet jy het alles betaal voor jy gaan nie 'n sent spandeer nie. Party mense sê, maar weet jy wat, ons drink nie baie nie, ons eet nie so baie nie, maar Mauritius, omdat dit 'n eiland is, moet al hulle goed invoer, hulle drank en so aan invoer. So ek het een keer by 'n hotel gebly wat ons nie alles ingesluit gehad het nie en dan jy dink ek drink nie baie nie of jy drink nie alkohol nie, maar dan lê jy op die strand, dis lekker warm en humid en jy's lus vir 'n cocktail of dit nou 'n virgin cocktail is of 'n lekker alkoholiese een en vir 'n pina colada was dit R350. Okay. Jy weet, dit is eenetjie. Ja. So daar is sekere hotelle wat ongelooflik is, hulle het waterstasies oral oor die land, so jy kan net jou bekertjie volmaak, maar anders sluit nie water in nie. Jy weet, so dis 'n klein dingetjie wat jy dan ekstra voor betaal. So boonbehalwe dit dat alles insluitend is. Mauritius is nie net strand nie, hulle het ongelooflike mooi resorts, maar daar's byvoorbeeld 3 berge. So daar's hiking, daar's mountain biking. Jy weet, by die een spesifieke hotelgroep het ons een aand by van die personeel by hulle huis gaan eet. En hulle het hulle hele familie daar gehad en hulle het ons geleer om te saiga dans en hulle het kos gemaak. Dit was 'n wonderlike ondervinding. Jy weet, so daar's baie anderste lekker ondervindinge ook. Dit hang af waar in die eiland jy wil bly. As jy daarvan hou om in 'n oord te bly, maar jy wil bietjie rondloop in winkeltjies en dan bly jy in die noorde van Mauritius. Jy weet, daar's swem met dolfyne. Hulle het selfs 'n groot dieretuin, glo dit of nie, waar hulle nogal leeu's en goed het. Jy weet, so daar's net so baie om te doen.
of jy kan net gaan en absoluut niks doen nie. Dit hang 100% van jou af. So regte eiland paradys vakansie tipe van Dit is 'n eiland en gedeelte. is 4 ure van Suid-Afrika af. Jy weet, so jy kom vinnig daar, jy kom vinnig by die huis. En jy kan nie vir mense beskryf hoe mooi dit is en hoe amazing die Mauritian mense. Hulle is vriendelik, hulle is gefokus op diens. Jy weet, dis net oor en weet grootendeels 'n ongelooflike verrykende ervaring. Pieter, het julle ook reise na ander lande in Afrika toe? Zanzibar is baie gewild op die oomblik natuurlik, want dit is 'n ander tipe van scenario as Mauritius. So hy is baie gewild. Maar al hoe meer begin mense Angola toer, Namibië toer, hulle Rwanda word Ekskuus, dit wat baie. doen die mense in Angola? Angola is my altyd so vaag. Dis nogal 'n ongelooflike land. Jy weet, daar's ook jy kan ook hiking daar gaan doen. Jy weet, dis regtig mooi. Mense dink aan Angola en sand en daar's regtig baie meer as wat net die land is. Jy weet, Zambië is 'n groot ding. Ja. Ek het kliënte gehad wat in Ethiopië getoer het en hulle wou basies die geskiedenis navolg. En hulle het 'n ongelooflike toer deur Ethiopië gehad. Jy weet, daar's natuurlik waarskuwings vooraf, so jy weet watter dele om te vermy. Maar Afrika maak definitief oop. En natuurlik Egipte is nog altyd 'n ding, jy weet. Daar's natuurlik lande wat jy moet vermy. Maar dis wel vir ons daar is om te sê jy kan nie nou soontoe gaan nie. Dit is nie 'n goeie plek nie. So Afrika maak definitief oop. En ons het gevind, hulle het gevind in Ethiopië het hulle nogal baie Britte daar gekry. O ja. Jy weet, so die wêreld maak oop vir Afrika. Ja. En want ja, dit wil ek nou net weer vra omgekeerd. Het jy ook internasionale kliënte wat in Suid-Afrika kom reis? Ek fokus persoonlik meer op toere wat buiteland toe gaan, maar ek het kliënte gehad van Mongolia wat kom toer het in Suid-Afrika in Januarie en hulle eerste keer in Afrika soos hulle sê en jy weet hulle het teruggegaan met soveel liefde in hulle harte vir die land. Hulle het Victoria Falls toe gegaan, hulle het 'n safari experience gehad. Hulle was in Namibië toe, hulle het Kaapstad toe gegaan, hulle het op die Rauwvas Rail gegaan. Jy weet, en dan is hulle net van, hulle het nooit besef ons land is so wonderlik nie. So ek het ander kollegas wat baie inkomende toeriste doen. En dis regtig, ek dink dis goedkoop vir oorseese mense om 'n wonderlike ervaring te hê wat ons as Suid-Afrikaners regtig nie eers kan bekostig nie, want die game lodges is net so duur vir Suid-Afrikaners. Ja, nee, dit is die. Maar ons land het verskriklik baie om te bied. As jy nou vir iemand moet sê net maar wenke gee van dinge wat jy definitief nie moet doen as jy op reis gaan nie, wat sal dit wees? Moenie alles op jou eie beplan nie. Veral nie as jy na 'n minder bekende omgewing toe gaan nie. Jy weet mense het baie keer die ding jy verlaat jou land, dis wat ons sê en ek persoonlik ook, die oomblik as jy op 'n vliegtuig klim, verander jou persoonlikheid. Want waar jy hierso in 'n restaurant gaan sit en nie eers kyk vir die mense langs jou aan die tafel nie, gaan jy oor see gaan en jy gaan met almal gesels. Jy ontdek 'n ander kant van jou persoonlikheid. Jy weet jy praat met vreemdelinge, jy leer hulle ken, jy stop mense op straat wat jy nie hier sal doen nie. So, wees versigtig. Jy weet, hou jou paspoort maar by jou hotel. Jy praat met vreemdelinge, maar sorg dat jy nooit regtig al voel jy vry en jy weet daar's baie minder crime, ekskuus ek gooi nou so die Engels in. Nee, maak glad nie saak. Jy weet, jy moet nog steeds na jou omgewing kyk. As jy 'n hotel bel, weet hoor by hulle waar's dele wat jy moet vermy. Mens moet nog steeds nie net alles agterweë laat. Jy weet jou versigtige persoonlikheid wat jy in jou eie land het, prys gee as jy oor see toer nie. Maar ook praat met mense. Leer die land se mense ken want dit is waar jou eintlike groot herinneringe waarmee jy terugkom. Ja, nie Jy weet- soos die leë kerke nie, maar daai kontak met ander mense, nou. Kontak met ander mense, ja. Maar jy moet net nooit alles laat gaan en dink jy gaan alleen kyk, op 'n oomblik is solo travel nog 'n groot ding en ek dink dit maak dit baie makliker vir vroue wat
nog nooit kon reis nie want hulle man wil nie reis nie, of hy's nie 'n lekker reismaat nie, of die eggenoot is oorlede. Jy weet, so daai dinge raak al hoe groter op die oomblik in die reisbedryf, maar werk met 'n agent dat hulle vir jou kan sê, wat moet jy vir my, waar moet jy vir my, watter lande is meer oop vir alleenreisigers, daai tipe goed. Ja, ja. Ehm, as jy nou moet sê wat die top 10 minder bekende bestemmings is op die oomblik, waarheen baie mense graag gaan. Ek weet vir 'n lang tyd het dit vir my gevoel asof almal ewe skielik Portugal toe gaan. Is Portugal nog hot of is Portugal nou alweer ou nuus? Portugal is nogal redelik hard in die sin van dis bietjie goedkoper as die ander Europese lande. So ja, jy weet ek het op die oomblik vlieg mense nou terug na hulle 12-dag toer in Portugal gedoen het met 'n maatskappy wat ek in Portugal gekry het, so dit regtig 'n diepte autentieke ondervinding. Maar plekke soos Slovenië, selfs die Czech Republiek, jy weet, en Hongarye, mense het altyd maar Praag toe gegaan. Ja. Maar daai land het soveel meer om te bied. So weet, Poland is baie gewild op die oomblik. Peru natuurlik. O ja, weet jy, ekskuus, ek wil jou nou die rede val oor Poland. My dogter werk baie daar en sy sê altyd dit is een van die mees onderskatte lande. In terme van mense dink dit, ja, veral Europeane glo dat Pole 'n bietjie agter is by die res. En blykbaar tegnologies en argitektonies en so is hulle besig om van krag tot krag te gaan. Sy sê dit is net die wonderlikste geboue en goeters. So ek kan dink dat dit vir mense interessant is om te gaan. En dan is daar nog die geskiedenis ook. Die geskiedenis ook. En een ander ding is my kliënte wat heidaglik daar is, het 'n wynplaas buite Stellenbosch en hulle hele toer wat ek vir hulle uitgewerk het, gaan daaroor om wynplase te besoek en te kyk hoe hulle wyn maak. En hulle het nou deur Oostenryk gereis, Bratislava, deur die Czech Republiek. En Poland het ongelooflike wynkelders en wynplase. Ek het dit glad nie geweet nie. Dis fantasties. Ja. Jy weet, so mens moet jou huiswerk baie mooi doen en jy moet jou reisagent gebruik, want ons het al die inligting. Ons doen die soekwerk vir jou. Ja. So hulle spesifieke vraag aan my was, dis wat ons wil doen en ons wil wynplase sien en wynproe en kyk hoe dit maak en dit is op tot dusver wat hulle doen. Hulle eindig nou in Poland na 'n maand, jy weet, so en hulle vertrek vandag vanaf Krakow na 'n plek genaamd Sandomierz en daar's ongelooflike wynplase. Jy weet, so dis wat ek praat van kliënte wat al baie gereis het, maar wat nou ander ondervinding wil hê, wat anders wil kyk na 'n land. Ja. En in Peru, wat doen jy dan in Peru? Peru is nogal baie lekker om met een van hierdie maatskappye te gaan wat die klein groepe doen. So dis maksimum 12 mense. So jy gaan na die Inca Ruins toe, jy bly by mense aan huis. Weet, dis 'n redelike stapding, jy ry met 'n bussie. So dis 'n klein groepie en dit veral werk baie goed vir solo travelers, want jy kan as 'n enkel mens gaan en by 'n klein groepie inskakel. So nommer 1, jy maak vriende vir jou wat jy vir jou hele lewe het. En ja, so hulle doen nogal ongelooflik van die Amazone af na Peru toe, na Lima toe. Jy weet, so dis ook 'n heeltemal 'n ander leer 'n land in diepte ken. So daai is baie gewild op die oomblik. Ja, en dan natuurlik Alaska is nog altyd 'n groot ding, maar op die oomblik is dit baie moeilik om 'n Kanadese visum te kry vir Suid-Afrikaners. Dit kan tot en met 'n jaar neem vir die visum. Ja. So maar dan is daar ook die Arktiese cruises. En dit is baie gewild. En dit kom weer eens dalk neer dat mense ander tipe ondervinding soek. Hoekom moet 'n mens reis, Petrie? Hoekom kan jy maar net by jou huis bly nie? Want dit maak jou wêreld oop. Dit maak jou wêreld oop vir ander gelowe, vir ander bestemmings, vir ander kulture. Dit verryk jou en dit laat jou goed in jouself ontdek wat jy nie voorheen geweet het vir jou belangrik is nie.
In Suid-Afrika, ons het 'n ongelooflike land en jy kan baie hier reis. Maar as jy kostes uitwerk, jy weet om byvoorbeeld jou gesin, sê maar 'n gesin van 5 Kaap toe te vat oor Desember. Werk baie keer duurder uit as om Mauritius toe te gaan. Ja. Jy weet, so dit maak jou oë net oop vir wat in die wêreld aangaan. Dit maak jou, byvoorbeeld nou, ons in Mauritius is, jy weet jy word by die lughawe opgelaai en dan na jou hotel vervoer met 'n bus en dit is gewoonlik maar 'n uur of wat se ry. So die gids op die bus vertel ongelooflike stories en ons laaste gids het gesê, daar's soveel gelowe in Mauritius, maar daar's nooit marches nie, daar's nooit bekleierery nie, want hulle almal aanvaar mekaar in liefde. Almal hou Kersfees. Almal doen die Hindoe feeste. Almal eer die mense met Ramadan en met Eid. Daar's Christene. Jy weet, jy leer 'n land ken om te besef, as ons eie land maar net dit kon doen, of wat op die oomblik in Israel en Palestina aan die gang is, as hulle net mekaar se geloof wil aanvaar, gaan dinge soveel makliker wees. Ja. So ek dink dit verryk jou op maniere wat jou huis kan vandag afbrand en jy sit met niks, maar jou ondervindinge in jou kop kan niemand ooit wegvat nie.